Nou ek gaan praat oor Halloween. Ons is in die maand van Halloween. Die 31ste Oktober is Halloween. En ek gaan daaroor praat. Oralste waar jy nou in die dorp gaan, by elke winkel wat jy ingaan, wat sien jy? Halloween costumes, Halloween dit, en die kinders van die Here, dit is skokkend om te sien. Hoeveel kinders van die Here vier Halloween? Dit is patheties om dit te sien. En die sataniste geniet hulle gate uit, want die 31ste Oktober is Feast of the Witches. Dit is die maand waarin die meeste human en animal sacrifices gedoen word. En julle gaan nou oral op YouTube en al die tubes sien, elke tweede een was nou 'n ex-satanis. Nee, jy moet die persone ken en te weet dat hierdie persone praat die waarheid. So, ons moet mooi onderskei. So my tema vanoggend is 'n gebrek aan kennis. 'n gebrek aan kennis. Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Nou vandag gaan ek hierdie kennis versprei en daarna sal die Here die res doen. Dan sê hy, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterskap nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek aan jou kinders vergeet. Wat is Halloween? Waaroor gaan Halloween? En ons het vergeet. Ons neem sommer goed aan wat van oorself oorspoel. Het die Here nie gesê, hierdie fees van julle het ek geen behaal nie. Want die paus, die Rooms-Katholiek en wat, het nou 'n saint something day daarby gaan sit. So hulle meng dit so met die Christianity en die satanisme en alle gemors deur mekaar. Wat is Halloween? Dis 'n Celtic fees wat Samhain genoem word. Dit is bekend as die einde van die somer en die begin van 'n nuwe jaar. Hulle het geglo dat in die dag van die 31ste Oktober, dan keer die dooies terug na die aarde toe om jag op hulle te maak. Dis waaroor Halloween gaan. 'n Connection tussen die lewendes en die dooies. Sê God teen sy woord, ek het geen baan die dooies nie, hulle kan my nie dien nie. So jy kan gaan in 'n kerk sit waar jy bid vir die dooies nie. Hierdie kant moet jy jou keuse maak. As jy nie die kant gemaak het nie, is dit te laat. Jy kan nie vir dooie mense bid nie. Dan sê hulle, dit het daartoe gelei, want waar kom die kostuums vandaan? Hulle het geglo, dat hulle trek kostuums so goed aan, dan kan hulle agter dit skuil. Dan kan hierdie geeste hulle nie kry nie, want hulle herken hulle nie. Hoe? Ek kan nie glo dat kinders van die Here dit kan vier nie. Halloween kostuums is uit Noord-Amerika gebring deur Ierse en Skotse immigrante in die 29ste eeu. Watter ma wil haar kind aantrek met kopbene, bloed wat deur die mond uitloop, maskers? Wat dink jy sien 'n 3-jarige kind? Kan julle vir my die Here Jesus Christus met hierdie prentjie bymekaar bring? Is kinders sy koninkryk? Nou gaan Christus sy koninkryk so aantrek? Gaan hy die ouers wat oor daai kinders moet heers so aantrek? Nou hoe werk trick and treat? Kinders word van huis tot huis gestuur met mandjies en hierdie costumes, en dan sit die eienaars van die huise nou vir hulle sweeties uit, en as die kind daar kom en daar's nie sweeties nie, as daar sweeties is, dan skree hulle treat. As daar nie sweeties is nie, dan dreig hulle om die huis te kus, in 'n baie grappige manier, want hulle is net kinders. En as die hele internet vol, kyk hierdie kind se goeie dade, toe daar nie sweeties was vir die ander kind nie, toe deel hy van sy sweeties met die ander kind. Wat 'n goeie daad. Mens sal nie dink dat ouers hierdie iets tussen die ore het nie, né? Om hulle kinders toe te laat
om sulke goed te doen. En vra enige Satanis, as jy jou kind laat aantrek om deel te neem aan hierdie ding, is hulle oop in die geestelike riem vir al die ewel. As ek 'n stuk steak in die son sit, wat kry ek? Bye of brommers? En kinders van die Here, lalaland, hulle gaan net voor. Hoekom wil ons heidense feeste vier? Want wat is 'n heiden? 'n Heiden is iemand wat aan geen religie behoort nie, glo dan geen God nie. Hy's 'n heiden. Hy het sy eie rituele en sy eie wette. Nou hoekom wil ons as kinders van die Here daai feeste vier? Hoekom? Was daar offers gebring? Word daar offers gebring? Ja, verseker. Dis waaroor dit gaan. Want hulle moet hierdie guns by die geeste wen deur iets te offer. Dan maak hulle reuse bonfires en daaraan word diere en mense geoffer, wat ook al die gees wil hê. Hoekom wil ons aan sulke rituele deelneem? Ek kan dit in my lewe nie verstaan nie. Nou, waar kom die pampoen vandaan? Jack-o'-lantern, waar kom hy vandaan? Kom ek vertel vir julle, nog iets absoluut uit die hel uit wat ons wil fees. Halloween is die tyd van die jaar wat die meeste verkope ter wêreld plaasvind van pampoene en costumes. Hoor hierso. Dit kom van die 19de eeu. Dit is die eerste stories wat hulle vertel het van 'n baie synige man, genoem Synige Jack, wat Satan vele kere getriek het. Hierdie Jack het Satan getriek. En dit het gelei daartoe dat hy 'n pampoen gedra het, want hy mag nie hemel of hel toe gegaan het nie. Dis hom gesluit. Nou het hy die pampoen gekerf en binne-in het hy vlam gedra, om te wys dat hy die duiwel oorwin het. Dis wat ons vier op Halloween. Mense het geen kennis van goed nie, dit lyk nice en dan spring hulle in en hulle vier het. Ek kan dit net nie glo nie. 1 Tessalonisense 5 vers 22 tot 24 leer ons: onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, mag julle gees, siel en liggaam geheel en al onberisplik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle geroep het, is getrou, hy sal dit doen. Psalm 115 vers 17 sê: die dade, die dode en almal wat na die stilte neerdal, sal die Here nie loof nie. Prediker 9, jy gaan lees die hele Prediker 9, sê die gees keer terug na God. Daar is nie iets soos 'n reïnkarnasie nie. Jy kan nie terugkom as 'n muishond nie. Of 'n by. Weet julle hoekom die nasies glo aan die reïnkarnasie? Hoekom die Indiërs heilige koeie het en heilige rotte en al hierdie gemors? Want hy's bang is dalk sy oorlede vrou wat nou in 'n koei terugkom. Dis hoekom hy nie wil eet nie. Die sottelike goed wat mense kan doen. Die Bybel sê in Jesaja, aan die een kant saag hulle die hout en hulle hou braaivleis, aan die ander kant bou hulle vir hulle God. En dis wat ons doen, ons vier dit blindelings. Halloween lyk so onskuldig. En wie gebruik hulle om hierdie evil te promote? Kindertjies. Dis kinders wat hulle opdres. Dis kinders wat van huis tot huis gaan. Kyk hoe slim is Satan. Hy gebruik die koninkryk van God om syne te probeer bevorder deur 'n gebrek aan kennis. Dis wat hy doen. En ons wat groot mense is, moet hulle daarteen beskerm. Sê die Here nie Satan loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind nie. Almal volg Amerika na. As ek na die jong mense luister deesdae, is dit brou? Neem my brou? En as hulle iets verkeerd gedoen het, it's my bad.
Almal volg Amerika na. Amerika is ver agter, hulle weet nie eens meer waar hulle self bevind nie. Hoekom wil ek en jy inblend in 'n plaas van uitstaan? Ek kan nie dink dat enige ouer wat na hierdie boodskap luister, toelaat as hulle kinders in 'n skool is of in 'n crash is of waar ook al is, dat hulle kinders so mag aantrek nie. Weier. As kind van die Here, weier. Jy kan nie dat jou kind deelneem aan heidense sataniese rituele nie. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dink julle, wat 'n mens gaan jou kan oortuig, dat God wil graag hê, jy moet so Satan lyk? As ons dan saam met hulle hierdie goed wil doen, waar is die skeidslyn om te sê, ek is 'n kind van die Here of ek is nie? Jy kan nie wydsbeen staan in hierdie besluite nie, mense, jy moet opstaan. My kleinkinders sal nie aan sulke goed deelneem nie. Maak nie saak wat 'n skool sê, wat nie, ek is nie bewus van skole wat dit toelaat nie, maar as daar sou wees, nee. That ain't happening. Die Here leer ons duidelik in sy woord, om nie ander nasies se rituele na te volg nie. Kom ons kyk, Deuteronomium 18 vers 9 tot 14. As jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan. Geen waarsêery, goolery, of met die verklaring van voortekens, of towery omgaan nie. Of wat met beswerende omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg. Dis baie duidelik dat al hierdie goed wat ons het, fortune telling, waarsêery, goolery, al hierdie goed is heidense goed. Hier sê God duidelik, hy noem hulle een vir een op. Dooies oproep. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God, want hulle nasies wat jy uit hulle besittings wegdrywe, luister na goelaars en waarsêers. Maar wat julle aangaan, die Here jou God het jou nie so iets toegelaat nie. So die Here verduidelik vir ons duidelik waar kom hierdie goed vandaan. Wie van julle weet wie is Nostradamus? Julle almal weet wie is Nostradamus. Die ou wat alles so voorspel het. En almal glo wat Nostradamus sê, want van die goed word waar. Want hy het by Satan gekry. Weet julle hoe weet ek dit? Nostradamus het voor hom 'n bak gehad. Dan het hy met 'n staaf in die bak geroer. En dan wat die demone vir hom wys, het hy geprofeteer oor die wêreld. Demone weet wat in jou familie aangaan, dis hulle job. Daarom noem ons hulle familiar spirits. Hulle bestudeer die familie. Maar hulle weet nie alles. En almal spring nou rond wat Nostradamus sê so. Wat sê Jesus? Nostradamus. Sien omdat ons die woord van God nie ken nie. Dit help nie jy lees, sê die Bybel nie, moenie net hoorders wees van die woord nie, maar doeners. Don't be hearers of the word alone, but doers of the word. Jy moet kennis omtrent die woord optrek, dan sal jy weet, okay, fortune telling, hier staan dit, die Here sê, ek mag nie daaraan deelneem nie. Goolery, hier staan dit, ek mag nie. Ek mag nie die dooies oproep nie. Hier staan dit. Maar ons doen nie daai moeite nie. En nou is daar 'n gees van vrees by die kinders van die Here oor die wêreld, oor Halloween. En God sê, ek het julle nie 'n gees van vrees gegee nie. Wat se vrees het jy? Bestraf die ding.
Enige winkel waar ek inloop, too cute. Waar ook al ek inloop, ek gaan spesifiek soontoe. Om te sê, Here, vergewe die wat nie weet wat hulle doen nie, wat nog nie hiervan weet nie. Vergewe hulle. En ek maak hierdie kinders toe in die bloed van Jesus, want hulle het nie 'n stem nie. En ek kanselleer elke vloek oor hierdie goed wat uitgepak is in Jesus Christus naam. Dis wat jy moet doen as kind van die Here. Vra vir Gideon, hy het 30,000 bymekaar gemaak en hier gesnee, hierdie 300 is genoeg. Jy's genoeg. Moenie in dwaase strydvrae gaan betrokke raak nie. Staan en sê ek sal nie, ek buig nie my knie voor afgode nie. Want dis 'n afgod. In Handelinge 19, julle, kom Paulus in Efese aan. Hy preek 2 jaar lank vir die Efesiërs. 2 jaar lank preek hy vir hulle. En hulle staan hom teen, en hulle wil hulle doodmaak, en hulle wil alles doen. Want hulle het 'n godin gehad, Diana, wat hulle aanbid het. Is klein goedjies gemaak. Julle weet by KD's koop jy mos klein engeltjies. Dis geen engele nie, man. Dis glorified demone. Engele is nie so groot nie. Want dan kan een nie Satan in die hel gooi nie. Die Here gaan nie sy hande vuil maak nie. Een engel gaan Satan in die hel gooi. Een. Dan ry mense met hierdie engeltjies aan hulle sleutels. Ek dink die engele lag, want sy klein twintjies groter as dit. Hoor wat sê Handelinge 19. Nou preek Paulus vir hierdie mense, né? Nee, maar ek wil eintlik dit vir julle lees. Dat julle kan sien wat gebeur as jy nie weet wat in die woord staan nie. Want iemand, vers 24, want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silwer tempeltjies, dit is eintlik simpel, van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. So hierdie klein silwergoedjies wat hulle gekerf het vir hom baie geld ingebring. Dis hoekom almal vir jou gaan kwaad wees, as jy so sê, want dan verloor hulle geld, want dit gaan oor geld. Die Here het niks teen geld. Hy sê, the love of money is the root to all evil. Geld moet jy hê, baie geld kan jy hê. Do you love the money because then you worship the money? Nou gaan ek weer vir julle vers 17 lees. Nee, ek moet 'n bietjie terug gaan. Hier sê, vers 13, ek gaan vir julle hiervan af lees. En sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, Ghostbusters, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het. Nou tot sover klink dit mooi, né? Want ons moet duiwels uitdryf. Dit klink mooi tot sover, maar kyk wat was die probleem. En te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dis het hulle nie 'n verhouding met Jesus Christus gehad nie. Want hoekom sê hulle die Jesus wat Paulus verkondig? Kyk wat gebeur, as jy dink jy kan goed in jou eie hande vat, as die Here dit nie doen nie. Ek is nie die deliverer nie, jy is nie, ons is nie die healers nie, ons is nie die providers nie, Jesus Christus is. Ons is net die kanaal, hoor hierso. Dit was sekere 7 seuns van Skefa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Want hulle gaan nou duiwels uitdryf in die naam van die God van Paulus. Toe spring die man in wie die bose gees was op, hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan al die Jode en die Grieke wat in Efese woon. En vrees het op hulle almal geval, en die naam van die Here is groot gemaak. Jy kan duiwels uitdryf, ek kan dit uitdryf, enige iemand kan dit doen. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, met wie jy 'n verhouding het. Want hy moet jou wys hoe om dit te doen, wat om te sê, met wat praat jy?
Jy moet 'n gees van onderskeiding hê. Jy moet weet wat uit die persoon uit moet kom. Jy kan nie net hier blinding staan nie. Een van die mense wat my ken, en wat ek ken, en sy het dit al self vertel, het nou na diens toe gegaan en gesien hoe word dit gedoen. En sy dink toe, okay, dis nou maklik. Sy gaan dit opdoen. En die persoon wat voor haar staan vir deliverance, sy vra vir hierdie persoon, "Who are you?" Want demone praat. En sy sê, "I'm Maria." Jy moet onderskeiding hê. Jy moet onderskeiding hê. En dis een van die gawes van die 9 gawes van die Heilige Gees wat jy kan vra. Hy sê ek gee soos ek wil. Jy hoef nie te kwalifiseer nie. Jy moet net die Here Jesus volg. Hoor wat gebeur. Nou het hulle bang geword want hulle het gesien. Nee, kyk hier's probleme. En dit het bekend geword. En baie van die wat gelowig geword het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. Nou is hulle bekeer, nou kom hulle agter, hoor hierdie boek wat ek in my huis het. Want ek kan op die internet gaan, how to cast a spell. En verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en vir almal verbrand. En hulle het die waarde daarvan berekening gevind dat dit 5000 silwerstukke was. So het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Jy kan nie elke boek koop wat jy sien nie. Ja, maar dit is 'n Christelike winkel, né? Alles wat blink is nie goud nie. Jy kan nie net blindingsboeke gryp en begin lees en wat nie. Het jy vir die Here gevra? Is dit die tyd en die seisoen wat ek hierdie boek kan lees? As jy self deur gebroke emosionele dinge en goed gaan en jy's oop en jy's vulnerable, wil jy nie 'n boek oor deliverance lees nie. Het jy vir die Here gevra? Hy sê wisdom, wisdom, wisdom. Wisdom, wisdom. In die boek Jakobus gaan lees die hele boek, ek dink is 4 hoofstukke. Sê hy, die wat wysheid kort kom, vra my, ek sal dit vir jou gee. Want daar's 'n tyd en 'n plek vir alles onder die son, sê Prediker. Dis nie net van ek oefen hierdie goed nie. Het God gesê, dis nou die tyd. Het God jou gestuur om dit te doen? En baie kinders van die Here is so dalk georiënteerd. Hulle lewe nie, hulle bestaan net. Want jy het nou 'n swart kat op die pad geloop. En my ouma het gesê. En 'n spieël het gebreek, 7 jaar so ongeluk. Dis heidense gewoontes daai. Absolute heidens. As die swart kat daar oorloop, laai die kat op. Hy het seker nie huis nie. Ons val so in goed in. En is dit nie snaaks dat die daaggoedels eintlik trek nie? Ons is so nuuskierig, wat gaan nou eintlik hier aan? Hy wat in ons is sterker as wat in hulle almal saam is. Wanneer gaan ons dit glo? Hier loop nou een met 'n hangertjie, die naels is daar, hier's 'n spinnekop geteken en dit, nou loop almal sulke draaie om hulle in die mol. Loop jy loop, sy met geen pad. Wat is dit met die kinders van die Here? Witchcraft is an act of the flesh, sê die Bybel. Daarom moet hulle hare en naels of something van jou hê, 'n kledingstuk of iets. Ons, Heilige Gees, is omnipresent, oralste. Hulle moet loop. Ewen Satan moet loop van huis tot huis. En dan moet hy toestemming kry. Het hy nie by die Here gekom en gesê, ek kyk, ek het die aarde deurkruis. Toe sê die Here vir hom, het jy my knegt Job gesien? Toe sê, ja, maar kan nie naby hom kom nie, want daar's 'n hedge rondom hom.
Wanneer gaan ek en jy besef dat ons kan 'n hedge of the blood of Jesus around ons sit? Daar's 'n muur van vuur rondom jou. Daar's 'n hedge of the blood of Jesus around you. Hy kan nie maak wat hy wil nie. Hy moes toestemming by die Here kry om aan jou op te vat. Vat daai hedge weg. En ons gaan maar net aan lalaland. Dit gaan erger en erger word, sê die Bybel. Hy sê die dae word bose, maar my genade word oorvloediger. Duisende mense gee hulle harte nou vir die Here, want revival is hier. Dit gaan nie kom nie, is klaar nie. So baie mense gee dit. Maar gaan kyk aan die ander kant, dan sal julle sien. Daar's 5 afgode opgerig, groter as hierdie dak. Dan staan die mense in 'n trance. Dan worship hulle. Hulle gaan soos wat hulle daai ding worship, 5 van hulle. 'n See van mense. My hart het so seer geword om te dink dat dit is wat Satan met 'n liggaam kan doen. Kinders, groot mense, jong mense. Een gebrek aan kennis. Dis wat dit is. Moenie judge nie, bid. As julle mense sien ingaan en daai goed, moenie na iemand te loop en sê, mevrou, dit wat jy nou doen is verkeerd nie. Jy gaan dan nie oortuig en sê, klaar, daar is die kind heel en gil, ja, hy wil asseblief, wat dra die duiwel? So ding hê, en hy wil 'n mantel hê, en 'n masker wat die bloed nie loop. Kind is so opgewonde, want mama sê, dis 'n nice ding om te hê. Mama is moenie daar met haar gaan in 'n dwaase stryd vra betrokke raak nie. Jy vra, terwille vir daai mamma, wat dalk nog nooit daarvan gehoor het nie. Here vergewe haar, sy weet nie wat sy doen nie. Maar hierdie effek van hierdie goed wat sy vir hierdie kind koop, ek nullify dit. Ek kanselleer elke vloek oor hierdie goed. Here, maak haar verstand en haar oë oop om te sien wat sy doen is verkeerd. Dan het jy iets vir die koninkryk gedoen, want dan sal die Heilige Gees haar aankla. Nou mors die kinders van die tyd, van die Here tyd, met goed soos om met mense te stry, 1 keer onder die water, 2 keer of 3 keer. Doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dit staan in die Bybel. Nou stry hulle daaroor. Daar is nie 'n doop in die Bybel van besprinkeling nie, waar is dit? Wys dit vir my en gee om my lewe, nie my kar nie. Dit staan nie in die Bybel nie. Dis die Katolieke wat nie geweet het wat om in Afrika aan te vang met, toe skiet hulle die kinders nat. Die Bybel sê, Jesus het sy hand op die kindertjies gelê en hulle ingeseën. Want doop sê, dis 'n simbool dat ek erken, ek sterf van my ou lewe en ek staan met 'n nuwe lewe op. Dis wat die Bybel sê. Maar gaan jy met mense daaroor stry en 'n hele familie ding veroorsaak? Nee. Laat hulle die kind nat skiet. Dis oké. Bid jy vir hulle, iewers sal die Heilige Gees vir hulle sê wat gedoen moet word. Nou is daar skeiding in families oor goed wat van geen nut is nie. En as jy ouma grootjie wil hê, hy moet dat geskiet word, dan doen jy dit. En dan kom jy dat die kind ingeseën word op daarna. Ons albei happy. Wat doen ons nou? In hierdie maand, in die 1ste en die 2de November is daarbey ingesluit. So wat doen ons nou in hierdie maand, as kinders van die Here? Ons bly bidend. Ons sit 'n heining van die bloed van Jesus onder, rondom en bo ons huise. Ons dank God. Ons verklaar, ek en my gesin neem nie deel aan Halloween nie. Jy maak alles wat aan jou behoort, jou dorp, jou straat, jou huis, jou familie toe in die bloed van Jesus. En dan sê jy, as priester van jou huis, dan sê jy, I speak the name of Jesus Christ over my house, my family, my church.
my town. Want Satan het gesê, wat het die bose gees gesê? Jesus ken ek. Van Paulus weet ek. As jy die naam van Jesus oor jou huis en jou familie, jou karre, jou werk, alles spreek, dan ken Satan dit. Want hy weet wat gaan Jesus met hom doen. Moenie vrees nie. Jy is buitendien veronderstel om elke dag jouself toe te maak in die bloed van Jesus voordat jy jou voete uit jou huis uitsit. Oor jou vrou, jou kinders, jou man, jou werk, alles wat met jou te doen het, jou finansies, jou diere, alles. Nou moet ons extra alert wees. Want sacrifices make a covenant. Dan kan nie covenant weerstaan nie, sacrifices nie. Maar ons neem nie aan deel nie. So don't fear. Jy het geloof, staan in dit. Dankie Here Jesus.